Julle, ek moet sê, ek voel, of ek is eintlik basies in die hoedanigheid, ek verteenwoordig die leuke vandag hier. Want dit is soos wat ek regtig op die oomblik voel as dit hier in die gesondheidswêreld kom. Want ek dink, met soveel kennis tot ons beskikking huidiglik, was daar nog nooit 'n situasie waar ek gevoel het my vaderland, ek het geen koekie klou wat die aangaan nie. Sê dit asseblief vir my wat die aangaan. So dit is nou vir my vandag half hierdie fantastiese geleentheid wat ek al voel. Akkurat, nou gaan ek miskien 'n ding kry, jy weet, wat ek regtig half kan voel. Akkurat, jy weet, hierdie resep kan ek nou so ontwikkel vir my lesers wat leuke is en al sulke tipe van dinge, want eenvoudige ding, jy weet, ek meen op 'n stadium weet ons soos jy weet, is daar voorgeskryf vir diabetes, hulle kan fruktose gebruik. Nou ewe skielik hoor ek nou, jy weet, of al baie lank, jy weet, so dan raak 'n mens, so ek is bietjie baie die mekaar, en ek hoop, ek gaan die vrae vra wat julle graag wil weet, en dat julle vir my die antwoorde gaan gee. So ek gaan dadelik by Arien begin. Sy het hierdie boek Hanteer Diabetes, het sy gedoen, soos julle kan sien, ek het nou 'n klompie goetertjies en so aan die ingesit, want hierdie boek is 'n boek wat 'n mens nie saans in die bed kan lees nie. Jy moet by 'n tafel sit met 'n potlood en dan trek jy die streepies en jy maak jou aantekeninge en al sulke tipe van dinge en jy lees en jy gaan terug en al sulke tipe van goed. So ja, Arien, vreeslik baie dankie, want ek dink daar het tog 'n mate van insig vir my gekom. Heel eerste van alles, ek dink dis belangrik dat 'n mens per se diabetes moet weer, sal ek maar sê, half definieer, want jy praat al van diabetes 1, diabetes 2, diabetes 3 selfs. So, ja, verduidelik vir ons net kortliks en dan sommer gaan dadelik oor na die oorsake wat jy weet, en sulke soos lae bloedsuiker en jy weet, ja, alles wat jy nou sou sê, baie kort, jy weet, die oorsaak is, want ek dink dit is ons sal voorkomend wees in plaas van dat ons dit dalk wil behandel. Dis reg, dis lekker om hier te wees uit Pretoria uit en ek sien dit reën nou daar, dat ek weg is, waar ons 39 grade gewoond geraak het, so is baie lekker en is bly om heel wat mense te sien. Eerste ding, die boek se naam, is Hanteer Diabetes en verwante gesondheidskwessies. En daar's 'n goeie rede daarvoor is omdat mens diabetes omtrent nooit alleen kry nie. Dis deel van 'n sindroom wat mens dan metaboliese sindroom noem. En net gediagnoseerde gevalle met die laaste statistiese opname was al meer as 3 miljoen in Suid-Afrika en dis gediagnoseer en daar word gereken net 20% van mense wat diabetes het en diabetes beteken hoë bloedsuiker en dat dit dan konstant hoog bly. Dat net 20% eintlik gediagnoseer word, maar in my ondervinding en dan ook met die navorsing soos ek vir die boek gedoen het, jy kry amper nooit diabetes, dis verhoogde bloedsuiker, as 'n standalone, soos hulle sal sê nie. Ek wens ons by woordfees, maar baie goed moet hy nou maar in Engels sê. Maar dit is omtrent altyd deel van metaboliese sindroom. Dit was in 2010 150 miljoen mense wêreldwyd. Teen 2030 verwag hulle 300 miljoen met metaboliese sindroom wêreldwyd. As jy dit vergelyk met 35 miljoen HIV positief, waarvan omtrent 22 miljoen in Afrika is metaboliese sindroom wêreldwyd 'n reusagtige probleem en dit word beskou as 'n epidemie. Nou dit beteken dit vir ons al definieer metaboliese sindroom, ja, en dat sommer insulienweerstandigheid en daar. Ja. Die metaboliese sindroom bestaan dan uit hoë bloedsuiker, of dan, wat dan diabetes is, of dan insulienweerstandigheid wat voor diabetes sal wees, en ek gaan nou 'n bietjie daaroor praat, maar dis dan ook 'n verhoogde middelmaat, of 'n vermeerderde middelmaat, waar vet veral om die middel saampak, en dis nie altyd mense wat as 'n reël oorgewig of vetsugtig is nie, hulle praat van Engels van die muffin top. Dis baie keer mense wat begin agterkom, maar die middelmaat raak so bietjie hoër en dit is dan 'n manier waar die liggaam begin vet versamel om die middelarea en dan baie keer bietjie afsak na die boude en die heupe toe. Maar dit is dan 'n vroeë teken as dit begin en dan word dit dan al hoe erger en dit is dan ook 'n teken van insulienweerstandigheid en dan die bloeddruk.
En baie belangrik, as mense gaan vir bloeddruk, normaal is 120/80, maar as jy begin neig na 125/85 of 130/85, dan moet die rooi liggies al klaar opgaan, dat dit besig is om hoë bloeddruk te hê. En dan is dit ook jou lipiedprofiel, en weer eens wil ek beklemtoon, mense moet nie net gaan vir cholesterol totaal nie. Dit sê vir jou regtig baie min, net soos gewig totaal ook vir jou niks sê nie. Jy moet sien wat is jou vetgewig. Maar met cholesterol moet jy kyk na LDL, die skadelike cholesterol, die goeie een HDL, want die HDL word laag en die LDL hoog baie keer met metaboliese sindroom. En dan moet mens kyk veral na jou trigliseriede en dan jou HbA1c, dis hemoglobien A1c molekule, wat kan wys as die suiker al oor 'n lang tyd hoog is. En weer eens, daar wil ek net sê, suiker is nie die probleem nie. Alle suikers is nie dieselfde nie, en op die ou end, alles wat mens eet, word op die ou end omgeskakel na glikose, want dis jou primêre bron van brandstof of energie. So dis die tipe suiker en hoeveel, en dan insulienweerstandigheid beteken dat die pankreas maak insulien, maar die liggaam se selle wat insulien afhanklik is om die suiker binne in die sel te kry, is weerstandig. So die reseptor is weerstandig, dan bind die reseptor, die insulien op die reseptor, sodat langs dan is die glikose kanaal wat moet oopgaan, en dan gaan die glikose binne in die sel vir brandstof. So dis waar dit baie keer gebeur, dat die insulien normaal of selfs 'n bietjie verhoog is, maar die suiker kan nog steeds normaal, binne normaal bloedsuiker. Maar dit is dan waarvan ons praat as insulienweerstandigheid, want die selle is nie sensitief, jy weet, vir die insulien nie. Wat is daai ding van dat jy, of is dit reg dat die brein benodig insulien om basies te funksioneer? Dis een van die mingoeders wat nie insulien nodig het nie, né? Nee, dis nie waar nie. Dis nou presies wat, dit was nogal vir my heel interessant met die navorsing. Hulle praat nou van Alzheimer's as tipe 3 diabetes. Ja. Nou tipe 1 is die juveniele diabetes, dis kinders, en dis vir jong mense wat dan nie genoeg insulien maak nie. Dis 'n outo-immuunsiekte, baie keer jou immuunstelsel se selle val die pankreas aan en dit maak nie genoeg insulien nie. So hulle kort meestal dan insulien, maar selfs hulle kan met eetgewoontes en leefstyl en kyk na die emosionele en streskomponente, hulle insulienbehoeftes verminder. Dan tipe 2 is jou volwasse aanvang, dis tussen 85 en 90% van alle diabetes is tipe 2, en dan tipe 3, want daar is nou insulienreseptore in die brein ontdek. Dis 'n ander tipe diabetes byvoorbeeld as wat jy kry in die liggaam as sulks, maar daar selfs nou dat hulle van Alzheimer's dan praat as eintlik 'n tipe 3 diabetes. So dit is baie interessant, maar die boek beskryf dit nogal breedvoerig en jy spreek dit aan dan op dieselfde hanteringsmetode as tipe 2 diabetes. Jy het nou geraak daar aan inflammasie verduidelik, want ek lees dit ook oral deesdae raak is dat mense al sê, maar jy weet, inflammasie is 'n oorsaak van wat op die ou ende vir mens sou kan sê half kronies siek raak en dan ook diabetes kan veroorsaak. Jy weet eintlik wat mense wil sê met diabetes en metaboliese sindroom, dit is iets wat al jou endokriene organe aanraak. So dit is nie net die pankreas en die bloedsuiker nie, dit betrek ook jou skildklier en jou brein en jou hipofise en selfs polisistiese ovariële siekte is ook verwant aan insulienweerstandigheid. En eintlik hierdie hele ding met insulien wat te hoog bly in die bloed is eintlik wat die gemeene deler in inflammasie is. Nou, inflammasie is nodig. As jy jouself sny of jy breek 'n been of jy is na 'n operasie, dan herstel jy oor die inflammatoriese proses. So ek beskryf dit nogal in baie detail in die boek. Maar die probleem is dis inflammasie wat ons amper weghol inflammasie noem en dit word nie afgeskakel nie. Nou die rede is baie keer die insulien wat bietjie verhoog is in die bloed en dis amper die oorsaak wat 'n ou dan eintlik kry by al jou kroniese siektes, nie net by metaboliese sindroom nie, maar by kanker byvoorbeeld, by allergieë, by alles wat ons amper as die gesondheidskwessies beskou, is inflammasie die probleem.
En dis by artritis natuurlik, maar dis wat mense altyd dink, dis artritis, en dit is nie, dis eintlik die hele liggaam, van die spiere tot jou organe, wat amper 'n wegholtrein van inflammasie is. En dis baie belangrik, en dit is iets wat 'n ou met die regte kosse byvoorbeeld, met die regte aanvullers, met die regte kruie, uitstekend kan bestuur. Die ander ding wat jy genoem het, wat 'n mens ook moet bestuur is jou emosies. Praat voor, want ek dink baie mense dink, jy weet, die twee is die interview met mekaar, en eintlik basies half sê jy, ons gedagtes raak by ouende jou werklikheid. So, hoe werk daai ding, hoe kom jy daarby uit? Weet jy, so jy vra het nou asof dit vir my net so vinnig is. Ek vat mense op 'n 12 weke gesondheidskursus om die emosies aan te spreek, so julle gaan nou net die kort versie kry. As mens gaan kyk na die peptiede, nou peptiede is aminosure wat saamgestring word. Aminosure is wat die boublokke van proteïene is, soos die vleis en die gesonde vis wat ou in die resepte kry. Maar die proteïene word afgebreek na aminosure en in die liggaam word hulle weer saamgesit, soos stringe van krale. En as jy so tussen 2 en 100 van hierdie aminosure het, is dit 'n peptied. Tussen 100 en 200 is dit 'n polypeptied en oor 200 is dit weer 'n proteïen. Nou peptiede is eintlik ons inligtingssubstansie. Wat dit is, dit word gevorm op grond van hoe ons dink en voel, en dit bind dan ook aan baie spesifieke reseptore op die selmembraan. Dit stuur die boodskap deur na die kern toe, om dan vir jou DNA te vertel, wat moet dit doen vir die funksionering van die sel. Nou kom ons gebruik 'n voorbeeld. As jou, en onthou nou die stres wat 'n ou binne in jou voel, veroorsaak aanhoudende stresreaksie. Of jy nou deur 'n leeu bedreig word, en of dit jou eie kop is met jou verbeelding, jy dieselfde reaksie. Nou as jou interne wêreld, of jou interne milieu, stresvol is, byvoorbeeld jy's kwaad die hele tyd, of jy het hierdie wroeging, en hierdie, jy weet Afrikaans het dit sulke lekker woorde, so 'n gewroeg en 'n geween en 'n geknars van tande, dan voel al jou selle op die oomblik soos jy voel. En dit is eintlik die primêre oorsaak vir siekte. So dis nie in jou genetiese, weet jou oorerwing, dat jy nou maar ek is 'n slagoffer van my gene nie, want dis maar 3%. Die res is die potensiaal, en daai 3% sal nooit uitspreek in siekte, as jy ook kyk na die wêreld van emosies nie. So dis ongelooflik belangrik om, daar's heel wat tegnieke, maar die belangrike ding is om nie, jy hoef nie te ongelukkig te gaan vroeg in jou storie vir 20 jaar nie, want elke keer as jy jou storie vertel, dan hernie jy daai hele traumatiese ding. So mens moet verby die storie kom, en die praktiese manier is om in hierdie oomblik te sit, wanneer jy beangs is, of kwaad, of angstig, en dan met tegnieke dit lig, sodat die boodskap na jou liggaam se selle toe verander. En ek meen, ons weet dit almal, dis nie om te sê dat jy nie moet kwaad raak nie, maar jy moet nie kwaad bly nie. Dis juis om dit te erken wat jy dit te kan laat gaan, want ons is bang vir emosies, ons onderdruk dit, en dit word dan op die tippie van die ysberg die siekte. Ek wil nou juist kom by daai eerste aanpassing, maar ek wil gou vinnig net vir jou vra, want dit was vir my interessant geweest van daai hoofstroommedisyne wat jy gepraat het, byvoorbeeld van as 'n mens begin insulienspuit en sulke dinge, dat dit daai bose kringloop het van mense wat al reeds oorgewig is en dan raak hulle net oorgewig en also aan. Wat is hoe kan 'n mens dit andersins adresseer? Weet jy, ek wil net terugkom na insulien, want dit het nou deesdae 'n mode ding geword om baie gou vir tipe 2 diabetes insulien te gee. Ja. En dis die verkeerdste ding, hulle probleem is nie insulien nie. Ja. Hulle probleem is weerstandig, die selle is weerstandig teen die insulien. Nou het jy klaar die suiker wat bietjie hoog is en die insulien wat hoog is in die bloed. Insulien se tweede funksie, as ek wil sê, is om vet te bou vir die naarjare. Want vir die insulien, die hele instinktiewe funksie van die liggaam is ons wat te veel is, stoor ons. So die insulien met die baie suikers, hier kom dit nou, ons gaan vet maak. En dit is 'n groot probleem met tipe 2 diabetes. Hulle sukkel klaar om gewig te verloor. Nou kry hulle insulien
En hulle insulien is klaar hoog, so hulle word net al hoe vetter en vetter. Nou wat is die, wat, jy weet, ek meen, dit is mos nou maar wat dokters vir meeste van die pasiënte voorskryf. So wat sou jy adresseer as wat se leefstyl aanpassings moet 'n mens maak of ja, hoe gaan mense dit adresseer want dit is die algemene manier van doen op die oomblik. Wat ek gaan doen is ek gaan eerder my eie ervaring vertel. Want die boek het ongelooflik baie opsies, maar mens moet baie keer deur dit gaan om te sien wat werk vir jou. Nou ek persoonlik, ek dink die boek het my aangesteek, want toe so 'n jaar gelede, ek doen altyd my eie, jy weet dis nou belangrik hoekom ek dit sê, is mens moet jaarliks jou ondersoeke doen, net basies om te kyk wat gaan aan. Maar ek het maar altyd bietjie 'n probleem met insulienweerstandigheid gehad, maar 2 jaar gelede toe is my bloedsuiker baie hoog. Vir die eerste keer is my trigliseriede hoog, HDL was hoog wat dan goed is, en ook bloeddruk. So ek moes toe nou regtig, jy weet, doen wat ek skryf oor. Dit nie net 'n akademiese of 'n linkerbrein oefening is nie. En wat vir my regtig gewerk het om weer eens baie geduldig te wees, want mens verloor stadig gewig, maar ek het oor minder as 'n jaar dan 15 kilos verloor wat redelik is. Maar die belangrike ding wat vir my persoonlik gewerk het, is intermitterende vas. Nou dit vlieg ook in die gesig van gewone dieetadvies, maar dis eintlik 'n gewoonte wat so oud is soos wat die mensdom is. En toe ek dit lees weer, en daar's ongelooflik baie navorsing daaroor, daar's verskillende maniere, maar die een wat toe vir my werk, is dat jy nie later as 6 tot 7 in die aand jou aandete eet nie. Dan eet jy niks weer tot 10 uur, 11 uur, so 16 ure vas jy. Jy kan water drink, en party van die navorsing sê jy kan 'n bietjie koffie of tee met melk neem, alhoewel melk ook laktose het, wat dan later ook glikose word. Maar toe ek dit lees, toe weet ek het gaan werk vir my, want met my laaste swangerskap, wat nou al 'n hele paar jaar terug is, het ek niks opgetel nie, en ek het net natuurlik, ek wou nie in die aand laat eet nie, en ek hou nog nooit van ontbyt vroeg nie. Nou die gewone raad is, jy moet vroeg eet, jy breek jou vas, en dis verkeerd vir mense met hoë bloedsuiker. Hulle moet juis, want na 12 ure, begin jou liggaam eers vet verbrand vir energie. So jy sit jouself eintlik in 'n baie ligte ketose. Nou weer eens, ketose, dis gevaarlik vir jou brein, jy gaan in 'n koma gaan. Dit is nie so as dit 'n ligte ketose is nie. Wat dit beteken is jou liggaam is besig om vet te verbrand. Dis al wat dit beteken vir energie, en dis wat mense wil hê. Okay. Sê gou vir my, en dan die ander ding, want ek wil nou na die ander mense toe ook gaan. Ek wil vreeslik graag weet, ek dink julle almal skryf basies half, jy weet, oefeninge, ek dink mense besef ewe skielik van, maar nou lees ek weer die afgelope tyd van mense sê, ja, maar vir gewig verlies spesifiek, 80% is eintlik basies maar wat jy eet, en 20% is eintlik basies oefening, maar daai oefening gaan oor baie ander aspekte as basies net om gewig te verloor. Is ek reg? Weet jy weer eens, die oefening vir gewigverlies, want ek het ook die gewig kliniek in Pretoria wat ek nog by Dr. Kushay oorgeneem het, wat ons ook aanlyn doen, maar daar is dit mos nou die fokus op vetverlies. Jy wil nie jou spiere of jou skelet verloor nie, jy wil jou net vet verloor. En dan is intervaloefeninge die beste. Nou wat dit beteken, jy varieer die intensiteit. So jy sal, al is dit en rarig vir vetverbranding is goed om elke dag 10 tot 15 minute te oefen, eerder as te sê 'n halfuur tot 'n uur, 2 of 3 keer 'n week. Maar dan sien hoe maar jy gaan stap, dan stap jy vinnig vir 'n minuut, bietjie stadiger, vinnig, bietjie stadiger. Jy flous jou liggaam om eerder as jou glikogeen, dis jou gestoorde glikose te gebruik, te begin vet verbrand, tot 24 uur na die oefening. So dis uitstekend, en om dan bietjie weerstand by te sit. Met ander woorde, weer eens as jy gaan stap, dan sit jy gewiggies aan jou polse, en jy stap met mening, en dan die stadige deel is nie drentel nie, dis ook teen 'n tempo, maar net 'n bietjie 'n stadige tempo. En dit kan jy doen met enige oefening en wat jy van hou. Dit kan swem wees, dit kan dans wees. Is om die tempo te varieer en 'n bietjie weerstand by te sit. Die laaste wat ek dan nou eintlik basies, kom ons praat dan nou gou vinnig oor kos, in 'n neutedop gou vinnig. Want ek sien jy praat oor kleur, eet volgens kleur en onverwerkte kos en al daai dinge en die goeie vette en al sulke dinge. So sê net gou vir my so vinnig van want ek moet nog met hierdie mense ook praat. Van wat is vinnig wat jy sal sê dan eet lig en leef lighartig.
Maar die ligte eet is weer eet van die reënboogkleure van groente en vrugte. En kyk na, jy weet hulle, ek gaan dit nou maar in Engels ook noem, is 'n low carb, healthy fat. En ek beklemtoon dit baie sterk gesonde vet, en dis jou plantolies, veral dan jou klapperolie, en dan om jou koolhidrate met die hele diabetes metaboliese sindroom, die suiwer koolhidrate wat ons ken. Kyk, alles het koolhidrate in. Maar die wat suiwer soos die verfynde meele, die verfynde brood, jy weet jy weet graanvlokkies en sulke goed. Dis wat 'n ou moet vermy, maar weer eens, dis nie net vir diabetes nie, dis eintlik vir alle kwale, is om regtig rou te eet, verskeidenheid groente, vrugte, neute en sade, en dan jou meele soos amandelmeel, klappermeel, daai tipe eerder te gebruik. En voedselaanvullings, een ding wat ek raak gelees het, is kroom. Ja, kyk, wat ek aanbeveel is, weer eens, eerstens eet gesond, dis jou hoofding, maar dan moet jy maar 'n gesondheidspolis uitneem, en dit is dan basiese aanvullers, en dis jou antioksidant, wat dan ook kroom moet in hê, en al die ander, Vitamiin A, C, E, al die ekstrakte van, jy weet, vrugte en groente, dan jou kalsium, magnesium en jou Vitamiin E, en dan veral kyk na iets wat jou glikose balans gee, en dis kruie, soos Gymnema sylvestre, wat maar dieselfde tipe werking het as metformin byvoorbeeld, maar geen neeweffekte nie. En dan fenugreek of fenugreek, baie goed, en dan natuurlik soos jy genoem het, kroom, vanadium, molybdeen. Kaneel en daai kaneel is natuurlik, kan jy in 'n aanvuller vat, maar dis iets wat jy kan 'n lekker speserydrankie maak met kaneel en gemmer en borrie. Baie dankie Arien. Ek dink almal moet maar hulle vrae hou. Ons gaan in die einde gaan ons vir elkeen van hulle vir julle kans gee om vrae te vra. Dan want ek wil gou vinnig eers oorgaan Hilda na jou toe. Dat is nou, want dit sluit eintlik basies half so lekker hierby aan oor allergieë en voedselsensitiwiteite, want ek dink jy weet op hierdie stadium almal ergens het 'n sensitiwiteit of 'n allergie daarvoor, maar vir my dink ek is dit baie belangrik dat 'n mens moet half onderskei tussen 'n allergie en 'n sensitiwiteit. So kan jy net so vinnig vir my half sê, jy weet, en wat is die verskil tussen 'n allergie? Wanneer het jy nou allergie en wanneer het jy sensitiwiteit? Goed, as ons gaan kyk na 'n voedselallergie, dan gaan jou immuunstelsel betrokke wees. As ons nou bloed trek, gaan ons sien die immuunoglobuline gestyg. En ons kan ook op velpriktoetse kan ons dit ook agterkom. So ons sien die immuunstelsel is aangetast en ons kan dit lees. As ons gaan kyk na voedselsensitiwiteit, kan jy al hierdie toetse laat doen en baie keer sien jy niks daarvan in jou bloedstatus nie, maar ons kry al die simptome. En soms moet ons net dan seker maak, is dit werklike simptome of is dit so omdat almal nou besluit het gluten werk nie goed nie of melk werk nie goed nie. So hier moet ons baie goed 'n dagboek kan hou, en daar is ware voedselsensitiwiteit waar ons byvoorbeeld 'n laktase tekort kry en waar ons dan nie die melksuiker goed kan hanteer nie, wat werklik gebeur. Ek sien dit baie in ons Afrika mense dat hulle regtig baie sleg doen op laktose, en hulle kan of 'n opening medicine gebruik wat hulle dit noem, of hulle raak steenhardlywer. So dit is werklik iets wat bestaan. Ons kan ook sien met siektes soos Crohn se siekte, kan ons sien dat daar werklike sensitiwiteit dan is, omdat daar 'n tekort aan die ensieme teenwoordig is. Ons kan ook by celiac siekte sien, dat daar werklik 'n probleem is met gluten, omdat die villi of die voering van die darmkanaal aangetast word. So dis nou maar net in kort die twee opsies. Want sê dan nou vir my, dit lyk vir my soos wat ek nou vinnig gelees het, is dat die prikkelbare darmsindroom van die mees algemeenste goed wat 'n mens op hierdie stadium, wat ek nou raak lees, of is dit nou omdat gluten ewe skielik of glutenintoleransie nou ewe skielik half nuus is dat ek dit raak lees en half moet 'n daai tipe van bril kry, of wat is die situasie? Ek wil amper na die vorige spreker verwys wat gepraat het oor stres. Ek dink, ek stel dit ook voor met my pasiënte, dat hulle eerstens hulle stres moet gaan monitor. Want baie keer
word 'n kossoort geblameer vir die maagpyn of die spastiese darm wat ek ervaar. So ja, daar's 'n toename in prikkelbare darm, maar daar is ook 'n veranderde leefwyse wat stres een van die faktore maak. Maar ons kry ook 'n nie celiac, 'n glutensensitiwiteit op hierdie stadium wat wel teenwoordig is, maar ek doen gewoonlik so 'n toets. As die mense sê ek kan nie gluten eet nie want ek kan nie brood eet nie, dan vra ek en wat van pasta? Nee, wat? Ek kan dit eet. Wat van pannekoek? Nee, ek kom reg daarmee. Dan weet ons dit is waarskynlik nie gluten nie. Dit kan dalk iets wees wat in die brood teenwoordig is. Of daar kan ook fruktane in ons verwerkte produkte wees, wat dan ook hierdie simptome vir ons gee. En dan baie van die versoeters wat ons deesdae gebruik, die alkohole en die laktose en fruktose, kan ook vir ons darmongemak gee. So ook gewone suiker. So suiker kan ook maak dat ons 'n gistingseffek in die darmkanaal kry. So anders as diabetes, kan jy ook 'n sensitiwiteit vir sukrose, rietsuiker hê. En dit mag wees dat dit 'n probleem is met byvoorbeeld die sukrase ensiem, wat eintlik die sukrose moet afbreek na glikose en fruktose. En dan ontstaan daar 'n gistingseffek. So daai gistingseffek is dieselfde ding wat weer inflammasie veroorsaak, is ek reg? Ja, dit gaan ook inflammasie veroorsaak. Nou, hier het ek nou 'n ding raak gelees in jou boek wat ek nou nie weet wat dit is nie. Wat is 'n lae FODMAP dieet? Dit vir my is dit nou, ja, ek het daar 'n bietjie brein. Ek het so gehoop jy gaan dit nie vir my vra nie, maar ek sal dit gou doen. Dit is baie hoog op Wat is 10? in Australië. Dit is regtig daar het jy volg jy die FODMAP dieet. En ek wil liewer nie te verder ingaan nie. In Suid-Afrika het ons baie kompetisie daarmee ook. Wat die FODMAP eintlik doen, dit staan daarvoor as die oligosakariede, en dit is ook die gefermenteerde oligosakariede, die sakariede wat jou dubbelsuiker soos sukrose gaan wees. Dit gaan die monosakariede wees, so dit kan glikose, fruktose, laktose wees, en dit kan ook die polyhole wees, wat media alkohole is. En hier kom xylitol en mannitol en maltitol kom almal daarop in. Ons kan, as ons mooi gaan kyk, daar's baie van ons dieetkos vandag het van hierdie suikers teenwoordig, en dit kan dalk een van die redes wees. Dit is met die FODMAP die een rede. Dit kan ook in sekere veral groente en vrugte voorkom. En baie mense begin dan vrugte en groente uit te skakel en verduidelik dat hulle raak opgeblaas. Eie is definitief een van hulle. Van die koolfamilie kom ook daarin voor. Maar as jy die lang lys gaan kyk, is dit omtrent alles. So ek vra altyd vir mense, asseblief voor jy dit begin doen, maak net seker dit is jou probleem. Ek sê dit meer in die boek om mense te waarsku, want ek is half bekommerd as hierdie FODMAP dieet regtig in Suid-Afrika gaan begin kos. Ja, want ek het dit, en ek lees nou nogal redelik baie, ek het dit nou nog nie reg gehad in Suid-Afrikaanse tydskrifte of sulke tipe van goeders raak gelees nie, so dit was vir my baie interessant. Ons kry dit ook in die fruktane wat as voedsel in ons verwerkte produkte as enhancers, as versterkers en voedselverbeteraars ingesluit word. En dit kom deesdae in ons brood ook voor, wat begin verklaar waarom ons heel deftige brode vandag nie goed hanteer word nie. Ek wil nou nie te veel oor GI of enigiets ingaan nie, maar daar is definitief fruktane in. So met ander woorde, as ons kan teruggaan, eintlik basies hierdie hele ding van verwerkte kosse, geprosesseerde kosse, wil julle amper half sê, dit is eintlik waar die, amper wil ek sê, dit is die kern van die probleem op die stadium? As ons dalk gaan boerebrood weer eet, sal dit dalk weer beter gaan. So dit is wat ek eintlik daarvan nou sê, inulien is ook een van die produkte. Wat van die FODMAP sê, terwyl ons nou by daai verwerkte produkte en sulke goeders is, ek wil nou hierso vra, is die debat oor tussen botter en margarine al opgelos, of is hy nog steeds aan die gang? Waar trek ons nou? Ek het in
74 gekwalifiseer, ek kan dit maar sê. En daardie tyd het die professor vir ons probeer verduidelik, waarom is margarien beter as botter? So ek het gekwalifiseer met die idee dat margarien is beter as botter, en intussen was die stryd nog altyd aan gewees. Ons het by botter wel natuurlike produkte. As ons na allergieë toe gaan, en ons kan nou nie met die sojalesitien van margarien regkom nie, dan is botter dalk 'n beter keuse. Daar is nie preserveermiddels in suiwer botter nie, en dit is nie gekleur nie. So, dit is natuurliker, maar daar is wel rumen transvetsure in botter teenwoordig, daar is meer versadigde vet. As jy weet hoe om dit dun te smeer, dan kan dit werk. Ek het wel ook 'n resep in die boek, ek is nie seker, ek het soveel geskryf al daarvan, maar daar is 'n smeerbare botter in een van my kookboeke, waar ek die goeie en die slegte bymekaar gesit het, om te help, sodat die olie die botter sagter maak, dat ons die balans van die vette bietjie reg kry, en die sout minder maak. So, ons kan op die ou einde botter gebruik, maar dit gaan oor die mes, hoe dik ons die botter So met ander woorde, hierdie ding van smeerbare botter, of sal jy sê klapperolie, of wat is die situasie? Ja, mens kan klapper gebruik, maar wat ek eintlik wil net terugkom by botter is ghee. Ja, G-H-E-E. ja. En dis 'n baie goeie manier om botter te gebruik, waar jy hom net 'n bietjie warm maak in 'n kastrol, en dan die skuim wat bo vorm. Ek het presies die metode ook in die boek, waar jy dan daai skuim afhaal, want dis meer jou versadigde en weet die meer ongesonde vetsure, maar dan wat oorbly is regtig. Kan ek dan noem, as ons ghee maak, dan word die botter heeltemal melkvry. So met ander woorde, dan is die ouens wat laktose intolerant is, kan eintlik basies half. So eintlik dit is wat jy voel, want ek dink dit nou kom ek spesifiek oor botter vra, is iemand het vir my gevra, wat is jy weet, wat dink julle van botter? So dit is eintlik basies al vir my baie lekker antwoord. En dit is natuurlik lekkerder as montorine. Ja, ek meen daaroor gaan ons nou regtig. Mens moet onthou, ons kan hom lekker opkry. Absoluut. Ek gaan vir jou, wat vir my so interessant is in hierdie boek van jou spesifiek, is al hierdie verskriklik baie verskillende, want ek dink jy het taamlik gekonsentreer op gluten, nê? Want ek het gesien, jy het redelik baie meelmengsels aangedui en al sulke tipe van dinge, as ek dit reg so as dit so is. Ja, ek het regtig baie hard gewerk om 'n meelmengsel saam te stel, waar enige kombinasie bymekaar gesit kan word. Maar ek het dit net gedoen ook om vir ons 'n bietjie meer keuses van glutenvrye produkte. Ja, want ek sien jy het hierso vir ons 1, 2, 3, 4 omtrent. Nou sê gou vir my hierdie hele ding van xanthan en boergam en wat hoe spreek mense dit uit? Is dit psylliumvesel? Psylliumvesel, ja. Ja, dit help basies waarvan net jou gebak bymekaar te hou. Dis reg. As ons kyk na gluten se hele een van sy groot funksies is om die rekbaarheid van die produk te verbeter. Ja. En as ons die gluten uithaal en hierdie meelmengsels gebruik, dan raak dit meer krummelrig en die raaklewe neem ook af, so dit hou nie so lank nie. Ons moes dan 'n bietjie iets bysit. Soja help in sekere gevalle, maar nou baie mense is ook soja sensitief, so dit pla. Eier help ook om te bind. Daar's mense wat nie eier kan gebruik nie. En dan het die xanthan gom sit dit regtig bymekaar. Ek het die eerste poging met die pasta, het ek amper my pasta roller gebreek. So hard word daardie mengsel. So mens moet regtig knippies daarvan gebruik. En dit help om die pasta bymekaar te hou. Ja, want ek sien jy gebruik omtrent 1, 2, 3, 4, ten minste 6 verskillende soorte mele wat 'n mens kan gebruik. En dan kan jy dit 'n mens nou maak en dan in jou kas hou en sulke tipe van goed. Dis reg, jy maak so. Maar jy het nog glad nie geraak aan die kappermele of neutmele. As jy kyk in die formule, daar is ook 'n kolom wat sê die meel, jy kan ook neutmeel en ook die
ja, ek sien die derde en die vierde kolom. Ja. So jy kan ook neutmeel gebruik en jy kan ook soja peulmeel gebruik. In hierdie boek spesifiek, maar ek dink jy het net maar so 'n bietjie daaraan geraak, het jy nie verwys na suikers en jy het nou so 'n bietjie verduidelik. So daai hele ding van suikerplaasvervangers, waar is ons op hierdie stadium ten opsigte daarvan? Soos wat jy nou sê, xylitol en al daai goeders het spesifieke neeweffekte en so aan. So ja, waar trek ons nou? Want jy weet, ek meen ek is net verkeer op af. Ek het in my diabetesboek wat net onlangs ook verskyn het, het ek wel meer met xylitol gewerk en ook met bietjie fruktose, met bietjie suiker gebruik en met kunsmatige versoeter. Die hele boodskap rondom versoeter is so besig om so vinnig te verander. Wat my bekommer oor byvoorbeeld die nuutste is xylitol. Daar's nou waarskuwing van moenie dit vir honde gee nie. Ja. En as ons gaan kyk na al die navorsing wat op die oomblik gedoen word, ons het altyd 'n fase, ons toets eers 'n produk op die muise en dan gaan ons na die groter diere tot ons by die honde kom en dan begin ons by mense. En ek is so bekommerd dat as mense dit ook doen met xylitol, gaan ons een van die dae dooie mense ook kry soos wat dit blykbaar met die honde gebeur. Hulle raak so hipoglykemies dat hulle doodgaan. So 'n mens moet maar versigtig wees. Hou maar by die porsie grootte 6 tot 8 teelepels maksimum 'n dag. Leer eintlik om nie so soet te lewe nie. Ja, en basies al eintlik elimineer. Dis En jy het vinnig geraak aan fruktose. Ja, wat is die situasie van fruktose? Op hierdie stadium is daar baie navorsing, maar elke keer is die einde van die oplossing. Daar moet nog navorsing gedoen word. Maar ons moet kyk na klein porsies, 6 tot 8 teelepels 'n dag, gaan jou nie vinniger laat doodgaan nie, maar hou dit so min as moontlik. Kan ek dalk net vinnig sê wat ek vind een mens moet net nie aspartaam nie. So gaskoeldranke en als met Sprite Zero of enige van daai het maar aspartaam in. Maar die maklikste ding om te doen is die mengsel van xylitol met stevia. Ja, mense moet maar 'n bietjie rondspeel om die regte verhouding te kry, maar dan beperk jy bietjie die xylitol inname. En die ding met die honde kyk, honde kan ook nie sjokolade eet nie. So dis dan gelukkig nie heeltemal dieselfde as mense nie, want ons kan dan sjokolade eet, maar regtig waar honde gaan dood van sjokolade. So dis nie heeltemal dieselfde metabolisme en wat jy met die suiker doen nie, maar ek vind die stevia xylitol mengsel is die maklikste. Is dit? Okay, ons is dan nou hierso by die hele ding van kanker, want ek dink dit is absoluut, jy weet, ek meen besig om absoluut so 'n verskriklike groot ding in almal se lewe te raak. Ek kan nie dink dat iemand nog nie daarmee, jy weet, gekonfronteer is nie. Ek dink amper half, jy weet, die belangrikste op hierdie stadium, jy weet, wat is die kankerwekkende stowwe wat 'n mens moet probeer vermy, leefstylgewys en dan vinnig in kos en sulke tipe van goeders as jy so vinnig kan doen. Ja. Die groot goed obviously is die goed wat mense doen, rook, te veel drink, nie oefen nie, braaivleis is al aangedui, so dit gaan nie oor die feit dat die vleis gebraai is nie, maar dis wanneer die vleis verkool word. So die kool wat vorm op daai swart stukke van die braaivleis is kankerwekkend, oorgewig, nie oefen nie, so dis alles leefstylgewys eintlik. Dan kan ander goed kom soos toksiese stowwe wat jy inasem en sulke goed wat kanker kan veroorsaak. Maar as ons net van leefwyse praat, rook, drink, nie reg eet nie, stres obviously. Okay. Goed, nou ek het nou hier so vinnig deur die boek gegaan en wat vir my eintlik basies fantasties was in die boek is dat jy al die verskillende maniere of die verskillende gaan nie sê die eet nie, maar eetplanne half aangedui het. Met ander woorde vloeistof dieet en dan jy weet 'n puree dieet en so het julle aangegaan. Ja, wanneer besluit jy nou jy moet nou 'n vloeistof dieet of jy moet 'n puree dieet of ja, in watter stadium gaan 'n mens dit doen of is dit nou is dit al reeds vir die kankerpersoon terwyl hy besig is met behandeling of ja, hoe werk dit eintlik basies? Ek dink meeste van normaalteplanne is maar vir die persoon wat tydens die kanker
journey basies loop. Ja. En dit kan van dag tot dag verander ook. Sekere dae sal hy dalk nie persoon dalk net vloeistof kan hanteer want hy is dalk naar of hy kan nie sluk nie. En ander dae sal hulle kan eet en so aan ook. En vir ons die fokus is om optimale voeding te gee. Maak nie saak watter tipe dieet jy kan hanteer daai dag of op daai stadium nie. En veral as mens kyk na kankers wat jou slukdarm, jou mond en jou spysverteringskanaal affekteer. Dis gewoonlik die kankers wat die meeste invloed het op voeding. Omdat dit 'n direkte impak het. So as jy nie kan sluk nie of as jou spysverteringskanaal of verkort is of moeilikheid om te verteer en so aan. Dit alles het 'n groot effek en dit het 'n groot effek op jou appetite ook. So dis hoekom ons die maaltydplanne saamgestel het daarin dat almal kan sien daar's 'n manier om daaroor te kom en daar's verskillende opsies. So selfs iemand op 'n periode-dieet kan nog steeds 'n helder vloeistof of 'n gemengde vloeistof dieet ook inkorporeer. En sodra hy dan beter eet, kan die persoon dan weer oorgaan na 'n ligte dieet of 'n hoë proteïen dieet. So dit gee meer 'n riglyn en gee hulpmiddels vir daai persoon en vir sy familie of haar familie of vriende ook om te weet waarna om te kyk om wat om te doen en ook om nie net maar net vrugtesap te drink want dis tipe van al wat jy dink jy kan inhou waar sekere van die jelly en dan dit help dan op die einde van die dag dat 'n persoon dan deur die boek kan werk en kyk en dan elke resep het ons ook verduidelik wat jy kan verander om dit meer geskik te maak vir 'n sekere dieetplan of so net om mense te help want familie dink ek word maar net so erg gevang in daai hele aspek as die pasiënt of die persoon self wat die kanker het. So dis om almal te ondersteun, so sommer die emosionele gedeelte daarmee saam ook. Ja, want dit is wat vir my so belangrik is, asof hierdie boek so 'n gerusstellende ding vir jou kan gee, want iewes skielik sê jy, okay raad, jy weet, as hierdie ou nou net kan vloeistof inneem, dit is wat ek basies alles van kan maak. Hier's heerlike smoothies wat ek kan doen. Hierso is 'n sop of hierso is 'n melkkos byvoorbeeld wat jy gedoen het en al sulke dinge. En dit was eintlik amper half sou kan sê, dit is die tipe van boek wat 'n mens dadelik jou hand moet gaan oplê die oomblik as enige iemand in 'n familie afgediagnoseer word met kanker. Want nou die ander ding wat ek by julle wil vra is, die grootste ding lyk dit vir my op die stadium is wat die probleme is basies smaakafwykings en dan seere en naarheid en braaking. Is dit die grootste sal ek maar sê goeders wat mense voel wat hulle probleme gee. Daai ding van die smaakafwykings is nogal vir my interessant. Verduidelik gou dit vir my. Ek dink die chemoterapie en die radioterapie vir alles wat weer eens spysvertering. So chemoterapie moet ons onthou affekteer die hele liggaam. Dit gaan in die bloed, so dit kan enige sel affekteer. Waar radioterapie is meer gefokus op 'n sekere area wat hulle net bestraal. So as dit chemoterapie is, obviously is die effekte van die terapie erger. Hoe maarder jy is of 'n minder spiermassa het, hoe erger aanvaar jy die terapie of ervaar jy die terapie, so dit maak dit nog erger. En enige van daai terapieë kan die slijmvliese affekteer. En die meeste van dit wat ons kry, seere in die mond, naarheid, smaakafwyking. So die pasiënte kla van 'n metaalagtigheid wat hulle proe. En veral met vleis. En as jy vleis en vis wat ons van hulle inkry om die spiermassa te bou. Want hoe meer spier jy het, hoe groter is jou uitkoms om die kanker te kan oorleef en die chemoterapie. So hoe vinniger jy gewig verloor, hoe erger word dit. En dan, weet obviously om daar goed te kan hanteer, so gebruik plastiese mes en vurk. Ja, moenie weet metaalmes en vurk gebruik nie. Verander die tipe kos. Pasiënte kla baie oor goed is te soet vir hulle. So gewone jelly wat almal vir altyd eerste aandink, jelly en custard, is te soet. So om dit weet te verander en dit nie te gee nie. So baie van die smaakafwykings, naarheid, diarree is die grootste. Maar as ek nou vinnig deur julle boek geblaai het met die wat die heerlike resepte en sulke tipe van goeders uit die stilus wat julle hier gebruik het, is my stilus ook so ja, so ek baie ek identifiseer myself absoluut hiermee. Ja, ek kon ook absoluut agterkom, julle het absoluut gefokus op die gebruik van natuurlike kosse. Niks soos wat jy sê 'n jelly en 'n vla uit 'n boks of sulke tipe van goeders. Jy's terug by die natuurlike ding en kook van scratch af en sulke tipe van goeders. Is dit vir julle belangrik? Dit is belangrik omdat daar soveel verwerking in kos plaasvind en ons weet dat verwerking omdat die liggaam juis in inflammasie is, kan baie van daai prosesse nie hanteer nie.
Maar ons moet onthou, as jy alleen bly en jy het kanker en die enigste ding wat jou hande op kan lê is Ultramel, dan gebruik jy die Ultramel. So ja, as jy regtig iemand het wat vir jou kan kook, asseblief so natuurlik soos moontlik, maar dit beteken nie jy mag nie 'n blikkie of 'n boksie of iets gebruik as jy regtig geen ander. Die een ding wat ek kan sien wat hulle hier sê is jy kan bitterchokolade eet. Ja, Chokolade is baie goed vir die emosies ook ja, natuurlik. dit help ook om blokkies bitterchokolade te suig. En dan die ander ding is suursuiker. Dit was vir my so interessant. Op grond waarvan kom Sherbet. Ja. Baie van die pasiënte kla ook van 'n droë mond. So die sherbet maak spoeg Ja. en dit maak dit net dat dit die smaak ook kry. Jy weet soos hulle hou van Sprite of daai seerigheid, net soos om 'n suurlemoensappie of 'n ietsiekie. So hulle hanteer dit baie beter. Obviously nie as jy seer in die mond het nie, want dan gaan dit brand. Dat jy nie kan eet. Dit kan ek. Is daar nog iets spesifiek wat jy wil adresseer, want ek sien dat hardloop alweer uit tyd uit. Ek dink dit ook met die suursuiker is dat om te eet nie met 'n droë mond is ongelooflik moeilik. Want jy kan nie sluk nie. Want jou speeksel help eintlik met vertering ook. So baie keer as jy dit so bietjie voor die tyd eet, help dit vir die persoon om dan weer beter te eet. En dit het weer 'n effek. En dan om terug te kom na die verfyndigheid of die prosesering van kosse is dat alle voedingsstowwe werk saam met mekaar en verfyning haal van die voedingsstowwe uit of die struktuur van sekere voedingsstowwe. En dit is baie belangrik om so ver as moontlik onverfyn te eet. En dit beteken nie jy moet ure in die kombuis staan nie. Meeste van die resepte sal jy maksimum 'n halfuur vat om te maak of dalk in die oond 'n bietjie langer, maar die voorbereiding. Maar mens moet dit in ag neem dat die familie en die persoon self wat kanker het, so vinnig as moontlik dit kan doen. Ja. So op die einde van die dag is om terug te gaan, so jy sien dan die onverfynde of onverwerkte produkte is dat jy kry meer voedingsstowwe in 'n kleiner hoeveelheid. En dit is wat baie belangrik is, want dit het weer 'n effek op jou immuunstelsel en om die inflammasie te bekamp ook. En dit help met herstel weer op die einde van die dag. En dan ook is op die lange duur as die persoon die kanker oorwin het, kan die persoon en die familie aanhou so eet. Dis nie net 'n fase wat jy gaan doen en gaan los nie. Dit is 'n manier van gesond eet sodat jy aanhou om daai voedingsstowwe in te kom of in te kry. Want jou liggaam beveg nog steeds lank na die behandeling, moet hy nog steeds jou immuunstelsel beveg. En dis ongelooflik belangrik dat 'n mens aanhoudend dan dit 'n gewoonte maak om so min as moontlik verfynde voedsels te gebruik. Die ander laaste ding wat ek wil vra is die ding van voedselaanvullings, want ek sien julle sê 'n mens moet dit baie definitief met jou dokter bespreek. Is daar 'n spesifieke rede daaroor? Baie studies het gewys dat oorsupplementering, so ek dink ons moet die gewone kry en die goed wat ons kos gebruik, mint, rosemary, geen probleem nie. Maar sodra ons gaan begin oorsupplementeer met goedjies wat in 'n blikkie en 'n pilletjie en goed kom, punt nommer 1 is dit by krye, kom ons weet nie regtig die hoeveelheid wat daarin is nie, want daar's nie standaarde in Suid-Afrika wat sê daar moet X, Y en Z in wees nie. So enige aanraking se maak in 'n produk uitdink en eintlik bemark in Suid-Afrika en dit is nou die kuur vir alles. So die standaard is nie reg nie, ons weet nie wat daarin is nie en baie van daai krye soos St. John's wort en sulke goed interfereer met die chemoterapie. Want dit word in die liggaam op dieselfde pathway verwerk as wat chemoterapie gaan. So dan kan dit either die chemoterapie toksies maak of dit kan dit actually minder maak en dan gee die dokter meer en meer of die kanker word nie genees nie. So dit interfereer met dit. Maar gewone krye en speserye wat ons gebruik is absoluut perfek. En dan dieselfde met vitamiene en minerale. Oorsupplementering kan actually die kanker vererger. So as jy gesond eet en genoeg inkry, is dit nie regtig nodig om te supplementeer nie. Ek dink is ook daai geval van dat mense moet besef is hoe meer is nie altyd hoe beter nie. Ja. Dis daar balans op die einde van die dag as dit Ja, nie die regte goed. Ek meen jy praat nou die hele tyd oor supplementering, daar's 'n goue middelweg. Ja, absoluut. So dis baie belangrik vir kanker. Ek dink ons is nou hier by die punt wat ons vir mense moet kanse gee om vrae te vra. So ja, daarso is vrae. So as julle hulle dan nou net gaan adresseer sodat dit goed wees. Maar vreeslik baie dankie julle. Ek het definitief 'n paar goed geleer deur hierdie boeke deur te werk en deur nou met julle te gesels. Baie dankie vir eers op hierdie stadium. Goeiemôre al julle dames. Ek wil graag hoor, onder ons indeerbevolking in Suid-Afrika is diabetes baie hoog. Ons beweeg nou in die rigting van klappermelk, en van ghee en
baie van die komponente wat jy in die Diskette byvoorbeeld kan koop, cinnamon in, wat beskiklik goed is vir diabetes. Het ons nou al uitgeklaar wat dit is, wat onder hulle so diabetes veroorsaak, voordat ons te veel na daai dieetrigting toe beweeg? Ek kan nie mooi hoor wat jy sê nie, maar dit klink vir my, jy sê die Indiër bevolking wat baie diabetes. Die ding is, hulle eet ongelooflik baie wat jy noem sweet meats, so, en dis baie verfynde suiker wat hulle uit hulle eie kultuur eet. Maar as jy teruggaan na die regte tipe suikers, want weer eens, suiker is nie alles gelyk, it's not all created equal, so mens moet die regte suiker, en dis nie die ghee nie, want die ghee is nou een van die goed wat juist help met bloedsuiker, maar dit gaan daaroor dat 'n mens die hoeveelheid verfynde koolhidrate moet beperk, en dis wat baie keer gebeur, en dan ook weer eens moet mens die stres aanspreek, en dan die emosionele komponent wat saam met die gesonde eet. En weer eens, kyk, Indiese kos kan baie gesond wees, maar dit hang af wat die soetgoed is, wat na die tyd geëet word en tussenin. So weer eens, as 'n mens jou intermitterende vasperiode doen en dan die 8 ure bedags wat jy wel eet, op dan, jy weet, jou koolhidrate beperk en jou gesonde olies eet, en dan natuurlik proteïene en groente en so aan. So dit mens moet baie pertinent gaan kyk, wat is dit, wat die daaglikse eetpatroon is. As ek daar kan inkom, hulle eet glad nie baie vars groente en vrugte nie. So as jy hulle vra wat se groente en vrugte eet hulle, is dit wortels, aardappels, en dis about it. En dit word baie keer oorgehaal. Ja, want dit is in hulle curries. So hulle sal nie soos ons 'n slaai eet, of asperges, of sulke goedjies nie. En daar is 'n sterk genetiese ding, spesifiek in Indiërs met diabetes. So ek dink, ja, dis twee verskillende. Nog, ja. Ja, ek wil graag vra dat julle vir ons die boeke waarvan julle so verwys net presies sê, of is dit in die woordfeeste boek, of wat ook al, want ons weet nie waar dit is nie. En asseblief vir ons weet wie's die mense wat hier sit. Dankie. Hierso langs my sit Hilda laat gaan, en sy die kookboek vir allergie en voedselsensitiwiteit wat sy uitgegee het. En dan daar is Dr. Irene van der Merwe, die hanteer diabetes En verwante gesondheidskwessies. En hy is hierso. Ja, en dan hierso is Adèle van der Merwe en Jeska Welman, wat dan eet gesond, voel gesond, die kankerboek basis. En die boeke. Die boeke is hier by die tafel, net buite die deur, is die boeke te koop, en die skrywer sal ook daar wees om dit te teken. Goeiemiddag, dankie. Is daar enige verband tussen eetgewoontes of eet en Alzheimer's? Weet jy, daar's nie 'n duidelike oorsaak en gevolg ding daar nie. Alzheimer's het 'n baie sterk emosionele komponent en 'n streskomponent, en soos ek nou gesê het, ook baie te doen met jou bloedsuikervlakke en die insulien-bloedsuikerverhouding veral. Maar weer eens, as mens net gaan kyk ek gaan dit nou weer noem, want ons weer eens regtig baie studies gedoen op 'n kruiemiddel, ginkgo biloba, wat wys dat nou in redelike hoë dosis is dit baie effektief om veral die korter termyn geheue terug te bring, sodat mense kan funksioneer in die dag tot dag bestaan. So dit is regtig iets wat mense nou moet kyk as 'n multifaktoriële om dit aan te spreek, en dis leefstyl, dis eetgewoontes, maar wat ek wil sê, dieselfde met die diabetes metaboliese sindroom, is dat daar's hoop. Dit is die groot ding, is dat selfs met diabetes byvoorbeeld, dit kan omgekeerd word, letterlik. So met Alzheimer's ook, en hoe vroeër dit natuurlik vasgestel word, hoe meer kan 'n mens dan doen om die vooruitgang van die kwaal te keer. Eerste versoek uit die gehoor dat die sprekers net asseblief moet sê wat hulle professionele nering is, een na die ander. Okay, Hilda. Ek is Hilda Latergan. Ek is 'n privaat dieetkundige. Ek werk in Pretoria. Ek skryf al van 1992 af kookboeke wat verband hou met terapeutiese toestande. Ek het hier onlangs my 12de boek uitgegee, Suid-Afrikaanse kookboek vir allergie en voedselsensitiwiteit.
Ek is Irene van der Merwe, ek is 'n mediese dokter en ek doen 20 jaar al natuurlike geïntegreerde medisyne en streshantering en dan die liggaam-siel-konneksie. Ek het al seker 22 boeke geskryf. Geluk en gesondheid, party van julle kan dit nog onthou, dalk die Engelse een het ek weer in 2013 oorgedoen. Dan kry jy met geneeskrag en dan stresstrategie en dan ook 'n ontspannings-serie wat saam met die boek gaan. En my passie is nou maar om vir mense te laat verstaan ons natuurlike toestand is om gesond te wees. En wat kan ons doen om ons liggaam net te help om te doen wat dit wil doen en dis om gesond te wees. Adele van der Merwe is geregistreerde dierkundige by Witstone Gordon Medical Center in Johannesburg. En passie is kanker en alle spysverteringskanaal tipe siektes. En dis actually al die tweede boek oor kanker wat ek geskryf het, maar die eerste een saam met Jeske. Ek is Jeske Belman, ook 'n geregistreerde dierkundige in Johannesburg. So omtrent 20 jaar in praktyk. Dis my derde resepteboek. Die ander twee was oor kindervoeding en gebak. En hier is die boek oor kanker en ek dink ons passie, wel my passie, die ander dierkundige se passie ook, is om mense te help om die teorie in praktyk te sit en op die einde van die dag vrugte daarvan te pluk. Ek dink ons is nog Skielik kan ek net gou een ding sê, as mense meer wil weet oor wat ek doen en baie artikels, is my webwerf is www.drarine.co.za. So die opsomming van hierdie praatjies sal ook daar wees. Laaste vraag. Is daar nog vrae? Daar agter. Weet sportmense. Ek is 'n swemafrigter en ek wil weet diabetes in die sport. Ek het al 'n atleet gekry, fantastiese atleet, in training, alles, diabetes. Hoe help ek daai kind om 'n 2 ure oefening te doen? En hulle vra, die ouers vra vir my en hulle het ook nie sê hulle dokters, maar hoe kry ek daai atleet om peak performance te doen? Veral soos voor 'n gala, hy moet 4 dae lank sy piektye bereik. En hy se diabetes. Ja, kyk, diabetes kan natuurlik goed oefening doen en jy sê dis 'n kind. Ja, so dit hang nou af as dit tipe 1 of tipe 2 diabetes. Tipe 1 obviously gaan nou met die insulien gebruik, maar wat baie belangrik is dat hulle voor en julle weet daar's nou die hele ou storie het nou verander rondom carbo loading en alles, maar dis dat hulle moet proteïene eet, genoeg proteïene en dan die gesonde olie, soos klapperolie veral, om dan daai spierstore, kan ek maar sê, op te bou. En baie belangrik met hulle oefenprogram is die intervaloefeninge. Byvoorbeeld met swem, om vinnig 'n lengtevryslag en dan miskien borsslag, vleisslag, sodat hulle die heeltyd wat eintlik gebeur, en as jy wil gaan kyk, ek het 'n hele stuk in my boek, wat eintlik my dogter bydra, want sy is 'n sportfisioloog, is die GLUT4 reseptore wat getrigger word deur oefening. En dit stap eintlik verby die insulienreseptor en deur daai reseptore te trigger, gaan die glikose ook in die spierselle om dan moegheid te voorkom. Maar kyk gerus daarna, want dis veral met intervaloefening wat jy daai reseptore optimaal stimuleer. Enige ander vrae nog? Hierso is 'n vraag. Ek dink dit sal seker ons laaste Ons het vraag nou wees. kompetisie hier buite. Nou vir my so. Ek was sommer net weet wat is julle gevoel met banking? Want ek sien ons met vrugte wat jy kan eet. Dan wil ek ook vra vrugte in jou daaglikse lewe. Ekskuus, ek wil net daar met die banting, ook in die boek skryf ek nogal heel wat daaroor. Dis weer daai wat noem jy common sense in gedagte hou en veral dan te fokus op die low carb healthy fat. En dan proteïene, maar banting byvoorbeeld is nie hoë proteïene sulks nie. En met diabetes en metaboliese sindroom moet 'n mens vrugte redelik beperk, omdat dit ook maar jou bloedsuiker kwaai kan opskuif en dan veral sap, vrugtesap is te gekonsentreer. En ek dink net kanker weer eens is nou anders te om.
Want die nuwe riglyn is altyd 5 of meer groente en vrugte per dag, maar die nuwe studies wat uitkom sê ons moet dan 9 groente en vrugte per dag eet. So weer eens meer groente en vrugte. Ja. Die probleem wat ek het is ons weet nie wat die resultate gaan wees van banting oor 10 jaar nie. Want as jy kyk na kolonkanker, te veel vleis, te min groente en vrugte, te min onverwerkte stysels, so kolonkanker. En kolonkanker is on the rise. Ek meen, dis al wat ek elke dag doen. So dis 'n fyn lyn tussen voorkoming, jy word maarder, so jou kanse vir ander kankers is dalk beter. Maar wat is die langtermyn effek van nie genoeg groente en vrugte eet nie, of onverfynde stysels, so dit is... Maar dis presies die groente, wat om mens meer groente moet eet, van daai 5 tot 9 porsies, van dit is net 2 of 3 eintlik vrugte, die res is dan meer jou rou groente. Ja. En daar's baie navorsing nou ook oor banting, wat eintlik pro-inflammatories is. Nou, ons het bietjie daar gepraat, en dit is veral daai hoë versadigde diervet, wat dan die inflammatoriese reaksie half te lank aanhou. So weer eens, jy weet, dit is iets wat gebalanseer moet word, en die low carb, healthy fat is 'n goeie riglyn met dan genoeg groente. Ek dink ook dit hang af van die persoon waaroor mens praat, wat die persoon se behoefte is. Want 'n atleet se behoefte is heeltemal anders as iemand wat 80 jaar oud is of wat 8 jaar oud is. So ek dink mens moet dit globaal kyk wat die behoefte is en dan besluit hoeveel groente, vrugte, proteïene, vleis, al daai tipe goeder in die dieet ingewerk moet word. Maar antioksidante en vesel is ongelooflik belangrik vir algemene gesondheid, sowel as vir kerkgesondheid, vir jou spysverteringskanaal gesondheid. En 80% van jou immuunstelsel sit in jou spysverteringskanaal. So jy moet na jou spysverteringskanaal omsien, maar dit sien ook om na jou siege. So mens moet kyk na die groot prentjie en jy kan nie net fokus op een ding nie, dit is 'n globale prentjie op die einde van die dag. Is daar enige ander vrae nog? Okay, soos laaste vraag. Ek eintlik sê baie dankie. Dit is veral dat ek altyd in die taal kry. En dan ek sien maar net dat die navorsing bewys dat iets bewys sal maak jy wel eet. Ja, vreeslik baie dankie julle dat julle hier was en baie